Vian, jou storie word ook gekenmerk deur mense wat uitstaan oomblikke gehad het, stopstasies in jou lewe was, mense wat jou gehelp vorm het, mense wat genoeg omgegee het om vir jou 'n toekoms te sien wat jy op daardie stadium nie kon sien nie. Vertel my 'n bietjie van hierdie rolspelers in jou lewe. So ek dink waar die groot verandering begin inkom het, is 'n onderwyser van die skool waarna ek was, wat my familie gekontak het om my te kom haal. En dan daarna die familie wat gewillig was om my te kom haal. En na my omgesien het en vir my gegee het wat ek nodig het en vir my 'n spasie probeer skep het waar ek net tiener kan wees. Hoewel ek dit nie van my kant af op daai stadium waardeer het nie. Tannie Suzette, maatskaplike werkster van die skool, sy het so groot rol gespeel, ek dink nie eers sy weet dit nie, om my te gehelp het, om uit te kom waar ek in Echo opeindig, en in daai gemeenskap van net mens wees en gesond word, en ek het hierdie gesegde, jy weet, om te genees dit moet storm en dit moet raas, want dis in stilte wat ons mense verloor. En die feit dat hulle net vir ons in Echo ook die geleentheid geskep het om ons te kan wees en te genees, of ons nou wou skree of huil of beklei of net in stilte. Die mense binne in Echo Jeugontwikkeling het vir my 'n geleentheid gegee om gesond te word. Maar nie net die geleentheid nie, hulle het my geleer. Hulle het my gewys. Ek onthou daar was 'n graad 10 juffrou. Of ek was in graad 10, sy was my Engelse juffrou, en ek het in Tshwane District Hospitaal opgeëindig na 'n selfmoordpoging. En sy tydens pouse, dit was 'n weksdag, tydens pouse het sy gekom na die hospitaal toe en sy het vir my net 'n sjokolade gegee. En sy het in trane uitgebars en sy het vir my gesê, Vian, ek haat dit om jou so te sien. En ek het toe begin besef, miskien kan iemand vir my omgee. Miskien is daar mense daar buite wat werklik omgee vir die verlore kinders, die weggooi kinders, daai kinders wat niemand dink daar is 'n toekoms vir hulle nie. En dit het vir my die geleentheid gegee en die hulp wat ek nodig gehad het.